Stel jou voor, jy spandeer maande lank om 'n skildery te voltooi. Jy stel dit uiteindelik uit met hierdie massiewe afwagting en die volgende dag skryf die voorste kunsresensent van jou tyd in die nasionale koerant dat jou werk slegter lyk as onvoltooide muurpapier. Ja, dis rof. Dit is wreed. En daardie joernalis, Louis Leroy, hy was basies die oorspronklike internettrol van 1874. Welkom by ons indiepteverkenning van moderne kuns. Kyk, as jy vandag hier inskakel, is jy waarskynlik besig om hierdie massiewe, oorweldigende berg inligting vir jou eksamen te probeer ontsyfer. Ja nee, dit kan baie wees. Dit voel partykeer net soos 'n eindelose lys van datums en, jy weet, dooie ouens. Maar as 'n mens fyn kyk, het hierdie era eintlik meer skandale, verraad en drama as 'n seisoen van jou gunsteling reality TV-reeks. Absoluut. En dis hoekom ons vandag al daardie bronmateriaal gaan vat en dit soos 'n ononderbroke reality recap gaan hanteer. Ek hou daarvan. Omdat as jy kyk na die verskywing van impressionisme af regdeur tot by kubisme, dan is dit nie net 'n klomp toevallige insidente nie. Dit is 'n meedoenlose kettingreaksie. Ek meen, elke nuwe beweging was 'n direkte ripple belly teen die ouens net voor hulle. Soos 'n domino-effek. Presies. Binne 'n paar dekades gaan ons sien hoe die hele westerse konsep van kuns as 'n venster op die wêreld, iets wat sedert die Renaissans die absolute standaard was, stukkie vir stukkie afgebreek word, opgeskeur word en uiteindelik met 'n hamer stukkend geslaan word. Okay, wel, kom ons spring reg in by die eerste groot rebellie. Kyk, elke goeie drama het 'n antagonis nodig, reg? En hier is dit die gevestigde stelsel. Die Amptelike Franse Akademie. Ons is in Parys, dit is 1863, en as ek die bronne reg verstaan, was dit amper onmoontlik om 'n professionele kunstenaar te wees as jy nie by hulle reëls gehou het nie. Dit was heeltemal onmoontlik. Die amptelike salon in Parys was letterlik die enigste poort tot sukses. As die beoordelaars jou gekies het vir hul jaarlikse uitstalling, het jy kopers gekry. Jy het erkenning gekry. Maar as hulle jou verwerp, Dan was jou loopbaan verby. En die akademie wou net spesifieke dinge hê. Hulle wou geïdealiseerde landskappe, historiese tonele, mitologie hê, en dit moes alles met hierdie fotorealistiese perfeksie geskilder word. Maar in 1863 was die beoordelaars buitengewoon konservatief. Uit 5000 werke wat ingedien is daar meer as 2800 eenvoudig geweier. Sjoe, meer as die helfte. Ja, die kunstenaars was natuurlik woedend. Die protes was so intens dat keiser Napoleon III moes ingryp. Hy het 'n spesiale uitstalling beveel net vir hierdie verwerpte kuns, en dit het bekend gestaan as die Salon des Refusés. Die salon van die verwerptes. Presies. En daardie een besluit het basies die doodskoot gegee vir die akademiese absolute mag. Dit was die geboorte van die avant-garde. Kunstenaars het besef, wag, ons kan die stelsel omseil en ons eie ding doen. Ek probeer my net indink hoe dit moes wees. Ek meen, die akademie soek hierdie fotorealistiese perfeksie, maar ons is in die middel van die 19de eeu. Die kamera is reeds daar. Hoekom sou ek maande spandeer om, sê nou maar 'n landskap perfek na te boots, as 'n masjien dit binne minute eksak kan doen? Was die kamera nie eintlik die dryfkrag hier agter nie? Ja, nee, verseker. Die uitvinding van fotografie en die breër industriële revolusie was absoluut die katalisator. Voor die kamera was die skilder die enigste manier om iets visueel te dokumenteer. Maar toe daardie werk oorbodig raak, het dit die kunstenaar heeltemal bevry. Oh, so in plaas van kuns te verwoes, het dit hulle vrygemaak. Ja, as 'n masjien die werklikheid kan naboots, kan die skilder nou dinge verken wat die kamera nie kon nie. En in daardie tyd kon kameras nie kleur of daardie vlugtige speel van lig vasvang nie. En dis waar die impressioniste, soos Claude Monet, inkom. Kuns ter wille van kuns. En dis hier waar ons rol inkom, reg? Louis Leroy, hy was mos so kwaad oor Monet se skildery, Impression, Sunrise, die een wat hy onvoltooide muurpapier genoem het. Maar kyk, as ek na Monet se latere werk kyk, soos daardie reeks van die Rouen Kathedraal, dit maak vir my heeltemal sin. Hy het dieselfde gebou meer as 30 keer geverf.
Vir my voel dit letterlik asof jy 30 fotos van presies dieselfde plek neem, maar jy gooi net elke keer 'n ander Instagram-filter oor. Dis 'n baie goeie manier om daarna te kyk. Ja, want een is mistig en pink in die oggend en die ander een is hard en blou in die middag. Daardie Roan-reeks is die perfekte eksamenvoorbeeld van hul tegniek. Monet het byna heeltemal wegbeweeg van die fisiese argitektuur van die gebou. Hy het nie omgegee oor die stene of die detail van die deure nie, hy was geobsedeer met die atmosfeer en die lig. Hy wou daardie spesifieke oomblik in tyd vries. Maar hoe kry jy dit reg op 'n doek? Jy moet seker vroegvinnig verf. Baie vinnig. Hy het 'n tegniek genaamd divisionisme gebruik. Dis basies kort, sigbare kwashale. In plaas van om groen op sy palet te meng en dit dan te smeer, plaas hy klein tikkies suiwer blou en geel reg langs mekaar. En wanneer jy dan terugstaan, meng jou oë daardie kleure opties saam. Dit laat die skildery letterlik voel asof dit vibreer met lig. OK, so ek verstaan die fascinasie met lig en buitelug en sigbare kwashale. Maar hier raak die storie vir my bietjie vreemd. As Monet en sy vriende net sonsopkomste en kathedrale geverf het, hoekom was Edouard Manet se skildery Luncheon on the Grass so 'n massiewe skandaal by daardie Salon des Refusés? Ek meen, dit is mos net 'n klomp mense wat piknik hou in 'n woud. Hoe op aarde was dit 'n rebellie? Wel, omdat Manet basies al die reëls van wat sosiaal en tegnies aanvaarbaar was, in een skildery verpletter het. Oh, regtig? Ja. Kyk, voor Monet was naaktheid en kuns net toelaatbaar as dit veilig was. Soos 'n mitologiese godin, 'n Venus, heeltemal verwyder van die werklikheid. Maar in Luncheon on the Grass kyk jy na 'n herkenbare moderne Paryse vrou wat ten volle naak tussen twee volledig geklede mans sit. Jessie. En sy kyk reguit aan jou, of hoe? Presies. Sy kyk die kyker reguit in die oë sonder enige skaamte. Vir gehoor in die 1860s was dit absoluut immoreel. En tegnies het hy ook gerebelleer. Die vrou agter in die woud is proporsioneel hopeloos te groot en die agtergrond lyk soos 'n plat teaterstel. Maar net het doelbewus die illusie van diepte vernietig om mense te herinner dat hulle na verf op 'n plat doek kyk, nie na 'n venster nie. Reg, so die impressioniste skop die deure oop, breek perspektief en fokus op lig. Maar soos met enige goeie storielyn, dink ek as jy te lank net op die oppervlakte gefokus, soos net die lig op 'n gebou, gaan jy teen 'n muur vasloop. En ek neem aan, die volgende generasie het gesê, waar is die substansie? En dit bring ons by post-impressionisme. Vir my voel hierdie era soos 'n dramatiese spin-off reeks, met 3 baie spesifieke hoofkarakters. Dis presies wat dit was. 'n Reaksie teen die tekortkomings van impressionisme. Hulle het om en daardie helder kleure en kwaswerk behou, maar hulle wou of soliede vorm of diep emosie terugbring. Paul Cézanne is jou eerste hoofkarakter. Hy was 'n formalis. Hy het letterlik gesê hy wil impressionisme soliede maak, soos die kuns in museums. Hy wil al struktureer, maar dit maak nie sin vir my nie. As hy dinge wou struktureer, hoekom lyk al sy stille wesse asof die vrugte van die tafel af gaan rol? Die tafels kantel heeltemal vorentoe. Dit is tog tegnies heeltemal verkeerd. Dit lyk dalk verkeerd, maar dit was hoogs berekenend. Cézanne het geglo die natuur bestaan uit basiese geometriese vorms, die silinder, die sfeer, die keel. In sy stille wese het hy tradisionele eenpunt perspektief doelbewus geïgnoreer. Hy het verskeie uitgangspunte gelyktydig op die doek geplaas. Wag, so hy wys dinge van verskillende kante af op dieselfde tyd. Ja, hy wou byvoorbeeld 'n pot van vooraf wys, maar terselfdertyd van bo af, sodat jy die volle vorm verstaan. En deur die tafel vorentoe te kantel, druk hy alles teen die oppervlak van die doek vas. Hy bou vorm met kleurvlakke. Hy was letterlik besig met visuele argitektuur. OK, so Cézanne is die koue argitek wat die styl bou, maar as ek na Vincent van Gogh kyk en veral daardie skildery van hom, The Night Café, daar is absoluut niks koud daaraan nie. Hy is soos die akteur wat 'n emosionele ineenstorting het in die middel van daardie styl. Vir die eksamen, ek meen, daardie skildery voel soos 'n psigologiese thriller. Wel, Van Gogh het self aan sy broer Theo geskryf dat The Night Café een van die lelikste skilderye is wat hy nog gemaak het. Sjoe, sy eie werk. Sy eie werk, want hy wou nie 'n mooi oomblik vang nie, hy wou die verskriklike passies van die mens uitbeeld. Hy wou wys, dis 'n plek waar iemand kan mal word of 'n misdaad pleeg.
Hy trek jou in met daardie skewe, oordrewe perspektieflyne op die vloer, wat jou dwing om in daardie ongemaklike ruimte in te stap. En dan daardie kleure, dit bots letterlik met mekaar. Hy het daardie sieklike bloedrooi op die mure en amper 'n suurgroen plafon. En die verf is so dik opgesmeer, daardie impasto tegniek. Die gaslampe hang daar met dik, draaiende hale geel verf. Dit voel asof die skildery self angstig is. Ja, daardie impasto dra die fisiese energie en emosionele onstuimigheid van hom direk na die doek oor. En as dit nie genoeg was nie, kry jy Paul Gauguin, wat natuurlik heeltemal anders gereageer het. Ag, Gauguin, die berugte kamermaat van Van Gogh. Die drama in die geelhuis in Arles. Ek meen, as Cézanne die argitek is en Van Gogh die getraumatiseerde akteur, dan is Gauguin die dromer wat in die hoek sit met sy oë toe. Dis 'n baie akkurate beskrywing. Gauguin wou vlug van die moderne, geïndustrialiseerde samelewing. Hy het 'n tegniek genaamd cloisonnisme gebruik, beïnvloed deur nie-westerse kuns en middeleeuse vensters. Cloisonnisme, wat is dit presies? Dis groot, plat areas van helder kleur wat hy omlyn het met dik, donker kontourlyne. Vir hom hoef groen nie gras te wees nie. As 'n rooi lig sy geestelike by beter uitbeeld, wel dan verf hy die lig rooi. Hy het kuns 'n suiwer simboliese instrument gemaak. Kyk, as Van Gogh en Gauguin begin het om kleur so onnatuurlik te gebruik, net om al emosies te wys, kan ek net dink wat die volgende generasie daarmee gedoen het. Hulle moes seker daardie konsep gevat en heeltemal wild gegaan het. Wild is presies die regte woord. Teen 1005 in Parys by die Salon de Tom hang 'n groep jong kunstenaars al werk uit. Die kleure was so intens en ongemeng dat 'n resensent na 'n klassiese beeldhouwerking in middel van die kamer gekyk het en uitgeroep het: Donatello tussen die wilde diere. Die wilde diere? Ja, die Fauviste, met Henri Matisse as hulle leier. Matisse Harmony in Red is altyd die een waaraan ek dink by die Fauviste. Dit is hierdie eetkamertoneel met 'n vrou by 'n tafel, maar die tafeldoek en die muur agter haar is net een massiewe plat rooi, geen skakering nie, net daardie donkerblou blompatroon wat oral loop. Maar wag, hier is iets wat my pla. Jy noem hulle gebruik hierdie skokkende wilde kleure, maar Matisse is ook beroemd daarvoor dat hy gesê het hy wil hê kuns moet soos 'n gemaklike leunstoel voel. Hoe werk dit? Hoe gebruik jy wilde kleure om 'n rustige stoel te maak? Dit is 'n kritiese punt vir die eksamen daardie. Die Fauviste het nie wild geskilder omdat hulle woedend was nie. Hulle het wilde kleure gebruik om hulself visueel te bevry. Matisse maak die rooi doelbewus so plat, sodat hy 'n harmonieuse balans op die doek kan vind. Dit keer dat jou oog in diepte ingaan. Hy gebruik kleur bloot vir die skoonheid en vreugde daarvan. Dit was 'n estetiese rebellie, nie 'n emosionele ene nie. Okay, so die Franse breek die reëls van kleur om dit mooi en vry te maak. Maar wat van die Duitsers in daardie selfde tyd? Ons trek in die vroeë 1900s, net voor die Eerste Wêreldoorlog. As ek na die Duitse ekspressioniste kyk, soos Ernst Ludwig Kirchner en sy groep Die Brücke, daardie kuns lyk beslis nie soos 'n gemaklike leunstoel nie. Dit lyk angswekkend. Het hulle kleur as 'n wapen begin gebruik? Ja, nie heeltemal as 'n psigologiese wapen. En dit is die groot verskil tussen Favisme en Duitse ekspressionisme. Waar die Franse kleur dekoratief gebruik het, het kunstenaars soos Kirchner onnatuurlike kleure, soos sieklik groen of geel, gebruik om angs te wys. Duitsland het onder uiterste spanning gegaan, sosiale vervreemding, die aanloop tot oorlog. As jy na Kirchner se straattonele kyk, die ruimte is onrealisties saamgepers. Dit voel baie klaustrofobies. Presies. Hierdie figureer is verwronge, skerp, soos ou gotiese houtdrukke. Hy skilder letterlik maatskaplike angs en haat. En dan is daar 'n toregroep by die Duitsers, reg? Die Blaue Reiter met Wassily Kandinsky. As Kirchner besig was met die donkerte van die samelewing, voel dit vir my asof Kandinsky weer in sy eie kop en in spiritualiteit ingetrek het. Kandinsky het waarskynlik een van die grootste deurbrake in kunsgeskiedenis gemaak. In 1910 besef hy iets radikaals. As musiek ons hartsnare kan roer, net met klank en ritme, sonder om ooit 'n storie te vertel, hoekom kan 'n skildery dit nie doen nie? Sjoe,
So hoekom 'n boomverf as jy net kleur kan gebruik? Presies dit. Hy skep van die heel eerste suiwer abstrakte werke. Vir hom was kleur klawerbord en die siel die klavier. Geen herkenbare objekte nie, net reaksies van kleur en vorm. Wat moes hom oorweldigend gewees het? Jy het Kandinsky in abstraksie en Kirchner wat trauma uitskree. As ek in daardie tyd geleef het, hoe reageer jy daarop? Ek dink jy moet byna aspres, koud en intellektueel raak. En is dit waar Picasso en Braque inkom? 100%. Hulle betree die verhoog en besluit om terug te kyk om vorentoe te kan beweeg. Hulle kyk na Cézanne se silinders en die platheid van die doek. En hulle dink, as ons nie meer die werklikheid wil naboots nie, kom ons neem die boublokke daarvan en dissekteer dit heeltemal. Dit is hoe kubisme gebore is. Maar die werklike finale vonk was toe Picasso tradisionele Afrika-maskers gesien het. Wag, hoe het Afrika-kuns hom gehelp om realiteit op te breek? Wat was daarin wat die akademie nie vir hom kon leer nie? Die groot ding was dat Afrika beeldhouers nie gewerk het uit wat hulle fisies met een oog opslag gesien het nie. Hulle was konseptueel, nie perseptueel nie. Hulle skep uit wat hulle weet van 'n vorm. So hulle probeer nie 'n realistiese wangbeen verf nie. Hulle gebruik 'n silinder of 'n driehoek. Kubisme neem daardie beginsel oor. Skilder wat jy weet daar is, nie net wat jy sien nie. En dit lei na analitiese kubisme. Ek het altyd daarvan om daaraan te dink as 'n stikkende spieël. Want kyk, as jy nou 'n gitaar kyk, ek weet dit het 'n voor- en agterkant. Analitiese kubisme vat daardie verskillende sienings simultaniteit reg en druk dit alles gelyk plat op die doek. So jy kry die gitaar van boor, die kant en onder op dieselfde tyd. Dit versplinter die prentjie. Maar die ding wat my fascineer is dat hulle amper alle kleur uitgegooi het. Dit is net gryse en bruine. Dis asof hulle sê, moenie emosioneel raak nie, kyk net na die meganika. Ja, en dit het gemaak dat daardie werke ontsettend moeilik was om te lees. Die voorgrond en agtergrond het heeltemal in een plat vlak verweef geraak. Daarom moes Braque en Picasso leidrade in hul werke begin los. In 'n skildery soos The Portuguese sal jy byvoorbeeld geverfde letters of daardie F-gate van 'n viool sien. Sodat mens daarom anker in die werklikheid het. Presies. Sonder daardie leidrade was dit heeltemal onverstaanbaar. Maar dink net hoe moeg moes hulle naderhand gewees het om alles in grys blokkies op te breek. Want rondom 1912 tref sintetiese kubisme ons. Vir my voel dit asof ons net moeg geword het vir verf. Vir die eksamen onthou ek dit so. Analitiese kubisme is soos om 'n gitaar in 'n shredder te gooi en die skerwe op 'n doek te probeer plak. Maar sintetiese kubisme is wanneer jy dink, ag wat, kom ek vat net letterlik 'n stuk koerant of 'n gedrukte stuk oliedoek en ek gom dit vas. Soos met Picasso se Still Life with Chair Caning. Daardie ontdekking van collage was die finale spyker in die doodskus van die venster op die wêreld. Die woord sinteties beteken letterlik die bymekaar sit van elemente. Hulle plak fisiese materiaal uit die daaglikse lewe direk in die kuns in. Die skildery is nie meer 'n illusie nie, dit raak 'n plat objek op sy eie in die werklike wêreld. Sjoe, dit bring ons regtig vol sirkel. So kom ons recap net vinnig hierdie hele reeks vir jou eksamen. Ons het begin met die kamera wat kunstenaars van pure nabootsing af weggedryf het. Monet verskuif die fokus na lig, dan kom Cézanne en breek perspektief op vir struktuur, terwyl Van Gogh roue kwashalle gebruik vir sosiale emosie. Matisse bevry kleur vir estetiese pragt, maar Kirchner gebruik onnatuurlike kleur as 'n wapen vir sosiale angs. En laastens kyk Picasso na Afrika-maskers en slaan die hele konsep van realiteit stukkend om as 'n collage op 'n doek te plak. Dit is die perfekte opsomming. As jy daardie kettingreaksie verstaan, sal jou eksamenvrae heeltemal logies in plek val. Maar vir ons luisteraars, ek wil jou net met een laaste gedagte los. Ja? Ons het nou gesien hoe 'n meganiese tegnologie, die kamera, die skilder gedwing het om te eksperimenteer. Dit het gelei tot hierdie hele kunsrevolusie. As 'n ou masjien dit kon doen, in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vandag enige visuele konsep in nanosekondes kan genereer, hoe gaan die nuwe generasie kunstenaars reageer? As nabootsing en verbeelding nou aan 'n algoritme behoort, watter heeltemal nuwe radikale taal gaan hulle moet skep om terug te rebelleer? Jene, dit is 'n massiewe vraag om oor te dink. Baie sterkte met die voorbereiding vir die eksamen. Hou daardie storielyn in jou agterkop en ons sien jou weer hier vir die volgende in diepte verkenning.